Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here innig dankbaar dat ons andermal weer kan saam wees rondom die woord. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nie opgestaan het en dat u kan sien vir hierdie nuwe dag. Nou ek wil u groet met die woorde van Hebreërs 4 vers 12 en 13. Daar staan: want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is openbloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Nou vriende, daar is net een boek in die wêreld waarvan ons kan sê dat dit lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard is, en dit is die woord van God. Waarom? Want dit is die enigste boek wat deur God self geïnspireer is. Die Bybel sê vir ons dat God praat met ons wanneer ons sy woord lees. Die God wat ons geskaap het, wat hemel en aarde geskaap het, praat met ons wanneer ons sy woord lees. En wanneer ons sy woord lees, hoor ons wat sy hart vir ons sê en wat sy gedagte vir ons is. En vriende, dan het ons nodig om te buig voor sy gesag. Want hy is die skepper, hy is die een wat ons eendag gaan oordeel, en daarom nooi hy ons en sê: kom nou na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hierdie rus is die rus van sonde, die rus van hierdie vyandskap wat ons teen God het, waarmee ons gebore word. En ag vriende, daar is vir ons 'n oplossing in Jesus Christus, die middelaar en die verlosser van ons sonde. Daarom, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie. Die Here weet wie jy vanmôre is. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Hy ken nog jou woorde voor jy dit uitspreek. Hy ken jou gedagtes van ver, sê die Bybel. Daarom is die gebed van my hart, as jy nog nie vrede met God gesluit het deur Jesus Christus nie, dat dit vandag die welaangename dag van genade sal wees, wat jy sal uitroep: Here, wees my sondaar genadig. Nou ons gaan vanmôre aangaan met hierdie baie kontroversiële saak van die gebruik van alkohol. Wat sê die Bybel? Nou ons het gister al reeds die eerste boodskap met u hanteer. Ek gaan nie vanmôre alles weer herhaal nie, maar belangrik om te sien, vriende, dat mense 'n paar redenasies opper vir die gebruik en die goedkeuring vir die gebruik van drank. Nou wil ek wegval deur vir u te sê, as ons na 1 Timoteus gaan kyk, die 3de hoofstuk wat praat oor die opsienersamp, dan sê die Here, die opsiener moet geen drinker wees nie. So hy moet 0 per mond wees. Dit moet 'n man wees wat nie sy mond aan drank sit nie. En ek het vir u gesê, in die boodskappe wat ons reeds gebring het, dat elke man die begeerte moet hê na hierdie opsienersamp. En daarom is dit belangrik dat die pa in die eerste plek hierdie gesindheid sal openbaar om nie sy mond aan drank te sit nie. Nou die redenasies wat geopper word vir die gebruik van drank is dat die Here water in wyn verander het, en Jesus het saam met sondaars gedrink, en die nagmaal is met wyn ingestel, en Paulus sê vir Timoteus hy moet wyn gebruik vir sy maag. En ag vriende, ek dink hierdie is maar eintlik half leerredenasies. Die wyn wat Jesus verander het, was dit wyn? Ja, ek dink verseker die woordjie wyn daar was wyn gewees. As ons kyk na die kwessie van Timoteus wat wyn vir sy maag moes neem, ja, dit was wyn gewees, maar u moet net een ding baie duidelik raak sien en die onderskeid tref, want ek dink ons wil met 'n westerse bril wat ons aansit, wil ons die Bybel lees, en ons kan dit nie doen nie, vriende, want ons moet teruggaan na die ontstaanskonteks. Wat het die eerste hoorders verstaan en wat het die eerste hoorders dan ook gehoor toe daar met hulle gekommunikeer is? U moet onthou dat die distilleringsproses, soos ons dit vandag ken, het eers in 800 na Christus na vore gekom of ontdek deur 'n Arabier met die naam van Abu Hayyan. Vriende, die sterkste drank in die Bybelse tyd, wat in die sakke 'n natuurlike gistingsproses deurloop het, sy alkoholvlak was hoogstens 16%. Vandag se wyn en ander alkoholiese verversings is tot 54% in alkoholinhoud. So daarom sê die Bybel, ons moenie sit by die kan wyn nie. En dit beteken dat hierdie wyn wat die normale gistingsproses deurgegaan het, was nie 'n wyn wat jy, as jy 'n bietjie daarvan drink, onder die invloed sou gewees het nie. Verseker nie. En enige mens wat eerlik wil wees met hierdie saak, kan ondersoek gaan instel dat die wyn en die alkoholinhoud in die wyn in die Bybelse tyd en die alkoholinhoud vandag in wyn is twee verskillende dinge. Ons praat eintlik van duisternis en lig. Ons praat van twee uiteenlopende sake, en daarom moenie 'n westerse bril aansit en die Bybel lees om jouself te regverdig in jou gebruikes en gewoontes en in die sonde wat jy graag wil doen nie. Dit is so dat die Bybel melding maak van wyn, maar ons moet onthou, die natuurlike gistingsproses was 'n hele ander saak as die distilleringsproses wat 800 na Christus ontdek is en ook geïmplementeer is, en wat die alkoholinhoud geweldig opstoot in alkohol wat ons vandag gebruik. Kom ek gee gou vir u 'n statistiek of twee. Nou vriende, volgens artikel 65 van die Nasionale Padverkeerswet 93 van 1998 bepaal die landswet dat die wettige alkoholpersentasie
beperk in die Suid-Afrikaner se bloed minder as 0,05 gram alkohol per 100 milliliter bloed moet wees. Nou vriende, dit is baie min. En dan word daar verder in hierdie statistiek gesê, as jou alkoholinhoud meer as hierdie 0,05% is, dan oortree jy nie net die landse wet nie, maar jy kan ook vir hierdie oortreding dan in die tronk beland. En nou sê hierdie artikel, dat as jy een klein drankie, wat in jou oë miskien 'n klein drankie is, gebruik, en dan maak hulle melding van 'n 350 milliliter bier, of miskien 'n enkel brandewyn wat jy drink, of 'n enkel ram wat jy drink, kan jou oor die limiet van 0,05% stuur. Nou die Bybel sê vir ons, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. So met ander woorde, as 3 drankies jou heeltemal dronk maak, beteken dit jy's 'n derde onder die invloed van iets anderste as die Heilige Gees, dan is jy al 'n derde op hierdie pad van dronkenskap, jy's onder beheer van iets en iemand anderste, behalwe die Heilige Gees, en nou sê die Bybel vir ons, dat ons dit nie mag doen as ons kinders van die Here is nie. En dan kom die padverkeerswet in Suid-Afrika en sê, as jy hierdie bier drink, of jy drink miskien hierdie enkel brandewyn of enkel ram, en jy's oor die limiet, dan is jy ook skuldig aan die landse wet, terwyl die Bybel vir ons sê, ons moet ons onderwerp aan ons landse wette. Jy sien, wanneer ons hierdie saak begin redeneer, en ons begin dit bietjie na die vloervlak toe uitbring, waar ons nie met 'n westerse bril kyk nie, maar na die Bybel kyk en dan dit deurtrek na ons dag en tyd, dan het ons geen reg om onsself aan drank oor te gee nie. Nou vriende, ek wil vir u vra, weet u wat u limiet is? Meeste mense sê, ek weet wanneer ek genoeg gedrink het. Jy weet nie wanneer jy genoeg gedrink het nie. Jy weet en ek weet dat dit 'n leuen is, wat jy vir jouself vertel, om jouself te regverdig in hierdie sonde wat jy doen. Dis belangrik om te sien, dat wanneer 'n mens hierdie drank gebruik, dat jy moet besef dat jy hierdie wet van God, hierdie opdrag van God, kan verontagsaam, en dan sondig teenoor die Here, en dan in plaas van onder die Heilige Gees, onder invloed van drank kan kom. Ag vriende, ek onthou 'n tyd gelede in my eie lewe 'n vriend gehad wat op 'n stadium geskei was van sy vrou, en hy en sy nuwe vrou saam met 'n ander vriend en sy vrou het uitgegaan na 'n pub, soos hulle dit noem. Daar het hulle 'n paar drankies gedrink en hy het in 'n argument betrokke geraak met 'n man, en in hierdie argument het hy die man op die bors geslaan, en hierdie man is dood op die toneel. Ek wil nie vir u vertel hoeveel hartseer hierdie man beleef het tot op hierdie dag nie. Maar wat ek vir u kan sê, ek as kind van die Here, en as die wêreldling dit wil doen, vriende, sê die Bybel, hy doen die begeertes van sy vader die duiwel. Vir ons as kinders van die Here, en hierdie boodskappe gaan vir jou, as mens wat bely jy behoort aan die Here. Dis waaroor dit gaan. As jy bely jy behoort aan die Here, wil ek jou vra, pas op die plekke waartoe jy gaan. Pas op die sonde waarin jy jou blootstel, die vriende waarmee jy omgaan, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, die sonde lê en loer in sy begeertes na ons, en ons moet daaroor heers. En as ons onder die invloed van drank is ons nie meer onder invloed van die Heilige Gees nie, en wanneer ons in 'n kar-ongeluk kom, of wanneer daar iets gebeur, en ek is onder die invloed van drank, staan ek skuldig voor God, ek staan skuldig voor die landse wet, en ek gaan die nodige gevolg vir my sonde ontvang. Hoe dikwels hoor jy dat die man sy werk verloor het, of daar is probleme by die werk, en die eerste uitkoms wat hy soek, is 'n bottel drank. En daar by die huis sit hy, en hy drink die een soopie na die ander soopie, naderhand sy aggressief teenoor sy vrou, dan vind aanrandings plaas, dan vind molesterings plaas, en jy hoor hierdie goed al hoe meer, en ag, jy moet tog nou nie dink vanmôre, ag, hierdie Gerard, hy is nou heeltemal op 'n verkeerde koers, en hy dink ons almal is nou maar soos die enkele gevalle wat hy van noem. Ek het vir u die statistieke gister genoem. Vriende, die statistieke sê vir ons baie duidelik, dat 75% van Suid-Afrikaners is verslaaf aan drank. 75% gebruik dit of misbruik sterk drank. 85% van egskeidings is te wyte aan drank. 75% plus pleging van geweldsmisdade is die oorsaak drank. En daarom wil ek vir u sê, hierdie is nie 'n grap waarmee ons te doen het nie. Hierdie is nie om nou so bietjie 'n eerdans uit te voer om u te probeer oortuig om nie te drink nie. Ek waarsku u vanmôre dat die pad van drank is die pad van vernietiging. Ek het vir u gister die gedig gelees waar drank self aan die woord is. Op die advertensieborde sê drank wat hy moet sê. In die hospitale, in die egskeidingshof, in die staatslykshuis sê die drank wat dit werklik sê. Dis 'n vernietigende, verslawende middel wat mense se lewens vernietig, huise vernietig, kinders vernietig.
En daarom wil ek jou aanmoedig, moenie die Here Jesus gebruik in jou redenasie om jou drankgebruik en misbruik goed te keer nie. Moenie sê dat die wyn wat Timoteus vir sy ma gebruik het, was hierdie wyn waarin hy nou gesit het en lekker dronk geword het om van sy maagpyn te vergeet nie. Dit was ook medisinale waarde gehad, en ag vriende, daar is vandag medisyne wat alkohol in het, en daarom is ons nie teen elke liewe ding wat daar is, en sê vir jou, luister, jy mag nie eens 'n medisyne gebruik wat alkohol in het nie. Wat ons vir u sê, dis die probleem van ons tyd, dat kinders kampvegters is vir hierdie sonde, en dit vernietig hulle lewens, dit vernietig hulle getuienis, dit vernietig hulle huishoudings, hulle verhouding met die Here ly skade, en ag vriende, baie keer beland hulle in die moeilikheid, omdat hulle hierdie verslawingsmiddel wil goed praat, in plaas van dit vermy. Die Here deur sy groote genade, my siel kom red, en ek dank die Here, nie omdat ek goed is nie, die Here weet ek is nie goed nie, daar is net een wat goed is, en dit is Christus self, en die Bybel sê vir ons, deur sy genade, en die instaatstelling van sy gees kan hy ons red en vrymaak van sonde, en ek dank die Here, dit is 35 jaar terug, dat hy my siel gered het, en dat ek laas drank gedrink het, en ek dank die Here, vir sy genade, vir sy liefde, en die feit dat hy my vrygemaak het. Mag die Here jou genade gee om hierdie waarheid raak te sien, en ons sal môre afsluit met hierdie reeks, wanneer ons 'n paar gedagtes hanteer, om u te begelei op hierdie pad. Seën vir u, groete, 'n mooi dag verder, tada.